Goeiedag julle, Jolandi hier van die Bybel in 1 jaar. Ons kyk vandag na Lukas hoofstuk 21 vanaf vers 20 tot 33. En ons sien in hierdie hoofstuk dat Jesus die beginsel van dubbele verwysing gebruik wanneer hy gelyktydig oor die val van Jerusalem as ook die groot verdrukking praat. Hierdie beginsel verwys na gebeure wat 'n profesie inhou vir die nabye toekoms, maar ook verwysing het na toekomstige gebeure. Die uitdagings egter is dat die tydlyn van gebeure 'n onduidelike skeidslyn het en mens dus nie heeltemal weet wanneer die een of die ander gaan gebeur nie. Terug na die profesie oor Jerusalem se val vanaf vers 6, weet ons reeds uit die geskiedenis dat Jerusalem in 70 na Christus vernietig is. Die uitdagings is egter dat alles in hierdie gedeelte 'n dubbele verwysing het, want aan die een kant het dit verwys na die Romeine wat die tempel sou verwoes, maar aan die ander kant is dit ook 'n profesie oor die groot verdrukking wat nog iewers op 'n onsekere tyd in die toekoms moet gebeur. En tussen die val van Jerusalem en waar ons tans in tyd is daar reeds byna 2000 jaar verby. So ek dink vir die mense van die tyd moes dit baie verwarrend gewees het, aangesien hulle die werking van profesie verstaan het, maar nie kon verstaan dat Jesus hier gepraat het van beide die val van Jerusalem as ook die groot verdrukking nie. So wat 'n wonderlike voorreg vir ons dat ons buiten die 4 evangelies in die tussentyd ook die boek van Openbaring bygekry het. Want wanneer ons hierdie geskrifte parallel bestudeer, breek daar 'n groter prentjie vir ons oop oor wat die toekoms inhou. En alhoewel ons steeds nie die dag of datum weet nie, kry ons gerusheid dat wedergebore Christene geen rede het om te vrees nie. In verse 20 tot 22 sien ons dan die profesie dat Jerusalem ingeval en verwoes sal word. Weereens weet ons dat dit tot vervulling gekom het in 70 na Christus. En omdat sommige Jode en Christene Jesus se woorde onthou en gevlug het, is hulle lewens gedurende hierdie tyd gespaar. En net so sal daar genade tydens die groot verdrukking wees vir diegene wat die woorde uit die evangelies as ook Openbaring 12 onthou. Want indien hulle vlug wanneer hulle die tekens sien, sal hulle lewens ook gespaar word. In vers 25 begin Jesus dan baie meer spesifiek oor die groot verdrukking te praat en die tekens waarvoor die mense sal kan uitkyk. En ons sien hier dat hierdie tekens op 'n baie groter skaal sigbaar sal wees en nie slegs meer van toepassing sal wees op die mense van Jerusalem nie. En in vers 27 lees ons hoe Jesus dan sy eie terugkeer voorspel met die slag van Armageddon. In vers 28 kom gee Jesus ook hoop in hierdie tyd vir almal wat hom as verlosser aangeneem het, aangesien hy ons bemoedig met die woorde: kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Die Here waarsku sy kinders, juis sodat ons nie onkant betrap sal word nie. En indien ons moeite doen om die skrif te bestudeer, sal ons die tekens van die tye kan raak sien, soos Jesus in die gelykenis in verse 29 tot 31 vertel het. En in vers 32 waarsku Jesus dan ook dat sodra die tekens op die horison is, alles vinnig in plek sal val en gebeur. Want die generasie wat die tekens sien, sal ook die generasie wees vir wie se oë dit alles sal afspeel. So alhoewel dit nou soms mag voel of Jesus sy koms vertraag, moet ons besef dat wanneer hierdie dinge begin gebeur, alles baie vinnig weer verby sal wees ook. Die groot verdrukking gaan maar 'n korte 7 jaar duur, alhoewel dit miskien vir die mense van daardie dae nie soos 'n kort tydperk sal voel nie. Tog is God se genade groot en vertel hy juis vooraf wat gaan gebeur, sodat mense in daardie dae sal besef dat die einde naby is en hulle hopelik ook betyds tot inkeer sal kom. Want vir diegene wat tot aan die einde teen Jesus draai, lyk die ewigheid alsbehalwe rooskleurig. In Openbaring 21 vers 8 lees ons die volgende:
maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swavel. Dit is die tweede dood. So, hoekom wag vir 'n dag, soos wanneer die groot verdrukking begin, voor ons Jesus kies, as ons vandag reeds die keuse kan maak? En hoekom wonder oor ons geliefdes se ewigheid, as ons vandag reeds die goeie nuus met hulle kan deel? Mag julle almal 'n geseënde dag hê. Totsiens.